Goeienaand en welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda. 'n Rustige plekjie aan die einde van die dag, waar ons net vir 'n paar oomblikke stil word, asemhaal, ons harte voor die Here bring en weer onthou, ons is nie alleen nie. Nou vanaand wil ek praat met die persoon wat nie weet wat om volgende te doen nie. Daardie plek waar jy het nie opgegee nie, jy het nie geloof verloor nie, maar jy voel onseker. Jy weet nie of jy moet wag, of jy moet beweeg, of jy moet praat of stil bly nie. Jy weet nie of jy moet probeer of los of opgee, aansoek doen, aanhou bid, terugstaan of 'n deur moet toemaak nie. Daai is 'n horrible plek om te wees. En partykeer gaan dit nie net daaroor dat ons geloof nie sterk genoeg is nie. Dit gaan daaroor dat die situasie eintlik ingewikkeld is. Jou hart is betrokke, jou toekoms is betrokke. Ander mense, jou kinders, jou man, jou vrou is betrokke. En jy wil nie sommer net 'n besluit neem uit vrees, frustrasie of druk nie. Daar is mense wat vanaand lê en wonder, Here, wat nou? Wat is die volgende stap? Here, wat moet ek doen? Here, het ek U reg gehoor? Here, is ek op die regte pad? Here, hoe weet ek maak nie 'n fout nie? En ek wil jou vanaand herinner, God verwag nie van jou om die hele pad op een slag te sien nie. Baie keer gee hy vir ons net lig vir die volgende tree. Psalm 119 vers 105 sê, U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Nou, 'n lamp wys nie vir ons ver vooruit nie, tensy jy 'n spotlight het. Hier praat hulle van 'n lamp. As jy 'n lamp aansteek, gaan jy hier om jou en voor jou sien, sodat jy nie in 'n gat val nie. 'n Lamp wys net genoeg lig vir waar jy jou voet moet neersit en waar jy nou moet trap. En dis soms hoe God ons lei, meeste van die tyd. Hy wys nie alles op een slag nie. Hy gee nie vir ons die hele roadmap nie. Want dan gaan ons dalk self probeer om die plan te verander en dalk 'n shortcut te vat. Deur ons nie die hele proses te wys nie, leer hy ons hoe om op hom staat te maak en om op hom te vertrou. Dit is tog waaroor geloof gaan. Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Dit beteken nie jy moet jou verstand afskakel nie. Ons moet nog steeds common sense gebruik. Dit beteken jy moet staat maak op God, nie jou eie verstand, jou eie manier van verstaan nie. Jy bring jou denke, jou emosies, jou vrese, jou planne en jou onsekerheid na die Here toe en jy sê, Vader, lei my. Ek wil nie voor U uithardloop nie, want as jy voor uithardloop, gaan jy in die gat val, jy gaan van die klif afval, jy gaan jouself seermaak. Maar ek wil ook nie uit vrees stil staan, want U het my dalk geroep nie. Vanaand, as jy nie weet wat om volgende te doen nie, moenie paniek nie. Relax. Gaan terug na die Here toe. Vra hom vir wysheid. Vra hom vir vrede. Vra hom om die verkeerde deure wat in jou lewe is toe te maak en die regte deure oop te maak. Vra hom om jou hart en jou gedagtes stil te maak, sodat jy sy stem bo al die geraas kan hoor. Jakobus 1 vers 5 sê, as iemand wysheid kortkom, moet hy dit van God vra. En God gee dit sonder om te verwyd. Here gaan nie met jou beklei omdat jy vir hom vra vir wysheid nie. God gaan nie geïrriteerd raak omdat jy leiding nodig het nie. Hy verwyd jou nie omdat jy nie weet wat om volgende te doen nie. Hy is ons Vader en ons is sy kinders. Hy wil hê jy moet na hom toe kom en hom vra, Here, wat moet ek volgende doen? Hoe moet ek hierdie doen? Wat is die volgende stap? So vanaand hoef jy nie alles uit te werk voor jy gaan slaap nie. Jy hoef nie elke antwoord te hê nie.
Jy hoef nie môre se probleme op te los nie. Jy kan net sê, Here, wys my, wat is my volgende tree? Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand kom ons na U toe in die naam van die Here Jesus Christus. Here, ek bid vir elke persoon wat nie weet wat om volgende te doen nie. Elke persoon wat voor 'n besluit staan, elkeen wat onseker voel, elkeen wat wag vir rigting en elkeen wat bang is om verkeerd te kies. Vader, U ken die situasie, U ken die mense betrokke, U ken die druk, die vrees, die emosies, die vrae en die dinge wat niemand anders ten volle verstaan nie. Vanaand bring ons dit alles voor U. Ons bring die onsekerheid, die besluite, die verhoudings, die huwelik, die werk, die finansies, die huis, die familie, gesondheid en die toekoms en die volgende stap. Dat ons nie mooi kan sien nie, na U toe, Here. Here, help ons om nie besluite te neem uit paniek, seer, woede, druk, vrees of moedeloosheid nie. Help ons om stil te word voor U. Help ons om U vrede te onderskei. Help ons om te weet wanneer om te wag en wanneer om te beweeg. Heilige Gees, lei ons, maak ons gedagtes helder, maak ons harte rustig, wys vir ons wat van U afkom en wat nie van U afkom nie. Gee vir ons wysheid, wat nie net slim klink nie, maar wysheid wat uit die hemel kom. Vader, maak die regte deure oop en maak die verkeerde deure toe. Beskerm ons teen besluite wat uit desperaatheid gebore word. Beskerm ons teen mense se druk, ons eie vrees en die stemme wat ons uit U vrede uit wil wegruk. Here Jesus, wees ons herder, lei ons tree vir tree, ons vra nie vanaand vir beheer oor die hele pad nie, ons vra vir die lig vir die volgende tree. Waar daar verwarring is, bring vrede. Waar daar vrees is, bring vertroue. Waar daar onsekerheid is, bring wysheid. Waar daar druk is, bring stilte in ons gees. Vader, as ons moet wag, Here, U weet hoe moeilik dit vir ons as mense is om te wag. Gee vir ons 'n vrede en 'n rustigheid om te kan wag. As ons moet beweeg, gee vir ons die moed om te beweeg. As ons moet praat, gee vir ons die regte woorde. As ons moet stil bly, gee vir ons selfbeheersing. As ons moet los, gee vir ons genade. As ons moet aanhou, gee vir ons krag. Ons vertrou U met dit wat ons nie verstaan nie. Ons vertrou U met die tydsberekening, die mense, die uitkoms en die dele van die pad wat ons nog nie kan sien nie. Dankie Vader, dat U nie verward is nie. Dankie dat U reeds weet wat volgende is. Dankie dat U ons nie alleen los om dit self uit te werk nie. Dankie dat U ons lei met liefde, waarheid en vrede. Vanaand gee ons die besluite terug aan U. Ons gee die bekommernisse terug aan U. Ons gee die toekoms terug aan U. Lei ons, praat met ons en maak ons sensitief vir U stem. Ons ontvang U vrede vanaand in die magtige en kosbare naam van Jesus Christus van Nasaret. Amen. Familie, as hierdie gebed jou gebless het, deel hom gerus met iemand anders. As jy nog nie gesubscribe het aan ons kanaal nie, klik asseblief subscribe. En as jy die notification bell klik, sal jy ook genotifiseer word sodra ons iets nuuts oplaai. Goeienaand familie. Mag die Here jou hart rustig maak, jou gedagtes stil maak en vir jou lig gee vir die volgende tree. Shalom.